Goeiedag en baie welkom by NG Moedergemeente Mosselbaai se digitale diens. Ek praat met my seun nou die dag wat hierdie dienste vir ons edit. Toe sê hy vir my ons het al meer as 600 digitale dienste opgeneem. Is dit nie merkwaardig in die manier hoe die Here dit gebruik? So baie welkom en ek hoop jy put geestelike rykdom uit vandag se boodskap. Kom ons bid saam. Liewe Here, praat met ons vandag, praat deur my vandag, o Heilige Gees, wees in hierdie woorde, in Jesus se naam, amen. So, dis vandag Pinkstersondag, ons is net klaar met ons Pinksterreeks, ons herdenk die uitstorting van die Heilige Gees, en ek het by myself gedink, wat weet ek van die Heilige Gees en wat het ek oor die jare geleer oor die Heilige Gees? En dit het my teruggevat na baie jare terug, was omtrent die 1993, 92, 93 rond, in die tyd toe dinge baie die mekaar was in Suid-Afrika so terloops. Het ek onthou dat die kommunistiese muur in Rusland geval het en ons was 'n groep kinders van die Here wat dit op ons harte gedruk gevoel het om oor te gaan Rusland toe en vir die mense daar van Jesus te gaan vertel. Omdat hulle vir soveel jare was dit mos onwettig Bybels en enige ander geloof as die Russiese Ortodokse Kerk. En op pad Rusland toe kom iemand by my verby, soms so terloops of toevallig. So 'n manier om te sê, die Here het gewerk, en hulle sit 'n boekie in my hand. Die boekie se naam is Good Morning Holy Spirit. En ek dink nie veel van die boekie nie, maar omdat ek baie respek vir die tannie gehad het, lees ek toe die boekie. Die boekie is geskryf deur 'n charismatiese prediker, sy naam is Benny Hinn. En daar maak dit vir my iets oop oor wie die Heilige Gees is en wat sy rol in ons lewe is. En dit is my geweldig baie beteken. Net so terloops, ek het toe later baie dinge ook weer van Benny Hinn gesien en ek is miskien nie noodwendig 'n aanhanger van alles wat hy doen nie, maar hierdie het sy storie vertel van sy bekering en hoe hy na die Here toe gekom het. En wat het hy in hierdie boekie gesê? Hy het in hierdie boekie gesê dat die Heilige Gees is nie 'n krag nie. Hy het gesê die Heilige Gees is 'n persoon. En die Heilige Gees is in alles teenwoordig. Hy sê dat elke oggend as hy opstaan, dan sê hy, Goeiemôre Heilige Gees, Good Morning Holy Spirit. En dan loop hy die hele dag deur. En hy praat met die Heilige Gees, soos wat hy met 'n persoon sal praat, en hy beleef ook dat die Heilige Gees met hom terugpraat. En dit het 'n geweldige indruk met my aan my gemaak, tot vandag toe nog, glo ek, dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees is hier by ons. Want die Here sê vir ons in sy woord, 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle dan nie, dat julle liggaam die tempel van die Heilige Gees is, en dat die Gees van God in julle woon nie. Die Gees van God in julle woon nie. In die proses is ons toe Rusland toe, ons het gaan sendingwerk doen, ons het 'n kerk daar geplant, die kerk is tot vandag toe nog aan die gang. Wel, ons het nie eintlik 'n kerk geplant nie, maar ons het die ding aan die gang gesit. Een van ons lede is terug, Okkert Potgieter, en hy daar uit 'n kerk daar geplant. En in daai tyd het ek besef, dat dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my werk nie, dit gaan nie oor wat ek doen nie. Dit gaan oor God, en dit gaan oor die werk van die Heilige Gees. En ook toe ek daar in Rusland gekom het, en ek kom by 'n plek waar daar vir baie lank nie Bybels of dominees was nie, het ek gesien en besef, dat die Heilige Gees het kragtig in daai mense se lewens gewerk, en hulle geloof en hulle kerk was van die sterkste geloof en van die sterkste kerke wat ek ooit beleef het. Kort daarna
het ek by my tweede gemeente begin. Eerste gemeente was Reformed Church in Africa in Laudium, en die tweede gemeente was NG Suid in Vanderbijl Park, en daar was 'n tannie, en daar was Tannie Bossie, haar man se naam is Oom Bossie, en sy het vir my gesê, toe ek nou so jong man was, toe roep sy my, toe sê sy vir my, jong man, Dominee, jy moet een ding onthou, die Heilige Gees is kapabel genoeg om sy eie werk te doen. Jy hoef nie sy werk vir hom te doen nie. En dis ook iets wat by my gebly het, by my vasgesteek het. Ek het geleer dat die Heilige Gees sag is en stil is. Sag en stil en vol liefde. Ek het geleer dat daar waar die Heilige Gees teenwoordig is, daar raak ons bewus van ons sonde. Ons raak bewus van die Here se teenwoordigheid, en ons het die brandende begeerte in ons om uit te gaan en vir mense van Jesus te gaan vertel. Dis die een kant. Die een deel wat ek met jou wou deel. Die ander deel wat ek met jou wil deel is, toe ek gehoor het van die herlewing waar mense God weer opnuut beleef het, in 1860 in Wellington. Dit is waar die Pinksterbidure in die NG Kerk begin het. So terloops, die NG Kerk is die enigste kerk waarvan ek weet wat Pinksterbidure hou, en dit is hoe dit begin het. En daar was blykbaar 'n bidtuur in Wellington, mense het saamgekom onder leiding van Andrew Murray. Hulle het 'n diens gehou, en 'n jong meisie het blykbaar in die diens opgestaan, en sy het ernstig gebid dat die Heilige Gees uitgestort sal word oor die gemeente. En toe sy klaar gebid het, sê die geskiedenisboeke dat die mense het spontaan op hulle knieë neergesak en vir vergifnis oor hulle sondes begin bid. Hulle het die teenwoordigheid van God beleef, en hulle het van daar af oral uitgegaan en die hele tyd almal van die Here gaan vertel, en hulle het dienste gehou vir ek weet nie hoe lank nie, elke aand. En vanuit Wellington het hierdie herlewing uitgebrei na groter en groter en groter en groter gedeeltes, totdat dit later oor die hele Suid-Afrika uitgebrei het, en ek wil amper sê selfs oor die hele wêreld. Daar staan dat mense het begin emosioneel raak en begin huil in die diens, en Andrew Murray het blykbaar gesê, nee, hulle moet dit stop, want die dienste moet ordelik geskied, tot hy besef het, en dis die Heilige Gees wat hier so uitgestort is, en dat hier iets spesiaal aan die gang is, en hy het oortuig geraak, dat dit die Here is wat hier werk, en die mense nie, en vanuit dit, het daar 'n geweldige bewustheid van sonde gekom, 'n geweldige bewustheid van God se teenwoordigheid, saam met gebed en dienste en skriflesing, en 'n geweldige bewustheid om van daar af uit te gaan en vir almal van die Here te gaan vertel. Uit dit is die Huguenot College ook gestig, wat sendelinge en maatskaplike werkers oplei. My eie dogter studeer nou by die Huguenot College. So dis 'n merkwaardige verhaal. Maar dan het daar ook iets anders gebeur. En dit lees ons in die Bybel. In Handelinge 2 vers 1 tot 13. Daar staan: toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, dis nou Sondag, was hulle almal op een plek bymekaar. Want onthou, Jesus het hulle daai opdrag gegee, né? Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. Almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees het aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. En toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal, Perse, Medeërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en dele van Libië, ons Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog party beteken?
maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. So wat sien ek hierso? In hierdie verhaal en in die ander twee verhale. Onthou, hierdie is die Bybel het krag, die ander twee verhale was ervarings, maar in al hierdie verhale was die Heilige Gees definitief teenwoordig. Ek sien 'n bang groepie mense wat getransformeer word. Ek sien die teenwoordigheid van God in wind en vuur. Ek sien 'n beweging om die evangelie van Christus na die wêreld toe te vat. Wind, Johannes 3 vers 8. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Johannes 3 vers 8 sê, ons kan nie die Gees van God vasvat nie. Ons kan dit nie beperk nie. Ons weet hoe dit werk nie. Die naam vir die Heilige Gees in Hebreëus is Ruach Yahweh. Die asem van God of die wind van God. Sien jy, stil, onsigbaar, maar werklik teenwoordig. Die vier tonge wat op almal verdeel het. Kyk mooi wat staan hier so, hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel het. So, dis amper so 'n metafoor, dis nie fisiese vuur nie, maar iets soos vuur. Nee? Maar wat sê dit? Vuur verwys na God se teenwoordigheid, dit wys na reiniging, dit wys na heiliging, dit wys na krag, dit wys na sy openbaring. As ons dink aan Moses by die brandende bos, die vuurkolom in die woestyn, wys na God se reiniging, net soos daar in Wellington, waar mense spontaan neergesak het en hulle sondes bely het, net soos daai tyd, toe die Heilige Gees beleef het, toe die Heilige Gees hom aan my geopenbaar het deur hierdie boekie, 'n geweldige bewustheid van jou sonde, 'n geweldige bewustheid van God se teenwoordigheid, en 'n geweldige bewustheid dat ons moet uitgaan en die evangelie aan mense verkondig, want hier was wind en vuur, en daar was daar tale, daar was 'n klomp tale, Afrikaans, Engels, Xhosa, Russies, Duits, dis nou net in ander maniere hier, Perse, Mediërs, Elamite, Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Frigië, Asië, Frigië en Pamfilië. Dis verskillende plekke met verskillende tale, en hoekom het die Heilige Gees dit vir hulle gegee? Want dit is eintlik amper 'n opdrag om te sê, hier gee ek vir julle ander tale, om met al die mense oor Jesus te gaan praat. Hierdie gemeente waarvan ons deel is, die gemeente waarvoor ek baie lief is, Mosselbaai Moedergemeente, spandeer R1 miljoen per jaar aan sendingwerk. Ons het sendelinge reg oor die wêreld, ons het sendelinge in Nepal, in Oos-Europa, in Sudan, in Libanon, in Zambië. Ons ondersteun 'n organisasie wat in plekke werk waar die kerk vervolg word. Ons ondersteun 'n organisasie wat in ons dorp werk. Hoekom doen ons dit? Omdat ons oulik is? Nee. Omdat die Heilige Gees ons dring daartoe. Net soos wat die Heilige Gees die eerste gemeente gedring het daartoe. Hierna het daar so terloops 3000 mense tot bekering gekom. En daardie selfde Gees bly in my en jou, omdat ons in Jesus glo. En dis daardie Gees wat ons bewus maak van ons sonde, bewus maak van God se teenwoordigheid, net soos hierso, en ons in die wêreld instuur. Die mense het gedink hulle is dronk. Net soos daar in Wellington. Toe Andrew maar gesê het, julle, waarom is julle besig? En hulle het later agtergekom, in Wellington en hier, dat dit die teenwoordigheid van die Heilige Gees is. Hoor wat staan in Efesiërs 5 vers 18 tot 19. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. En daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart, tot eer van die Here. Wat is die betekenis van hierdie gedeelte? Ek weet nie of ek dit verkeerd
verstaan of beleef nie, maar hierso staan dat die Gees bly in ons, en ons moet vervul wees van die Gees, en die Gees moet amper beheer vat van ons lewe. Net soos wat as jy alkohol drink, dan vat die alkohol ook beheer oor jou lewe. Dit is hoe ek het verstaan. En as die Heilige Gees beheer vat van ons lewe, dan wil ons sing, en ons wil die teenwoordigheid van die Here beleef. So weer 'n keer die 3 bewegings wat ek sien hierso in Handelinge 2, en wat ek gesien het daai tyd toe ons Rusland toe is, en wat ek gesien het in die geskiedenis van Wellington in 1860, dat toe die Heilige Gees uitgestort word, toe daar herlewing kom, toe die mense bewus raak van God se teenwoordigheid, toe is hulle geweldig bewus van hulle sonde, en hulle het hierdie brandende begeerte om uit te gaan, en die evangelie in die wêreld verkondig. Mag die Heilige Gees ons bewus maak van ons sonde, mag ons beleef dat God se teenwoordigheid oral is, en mag ons stil word en die wind beleef van God se teenwoordigheid, en mag God ons dryf om in die wêreld in te gaan, om sy evangelie aan mense te gaan verkondig. Die disippels beweeg van isolasie en vrees na 'n lewe wat hulle met ander wil deel in stilte by God. Met ander woorde, hulle was daar in die boventrek, hulle was bang, hulle het lare getrek. Hulle was so, hulle het na binne gekyk. En toe die Heilige Gees op hulle uitgestort word en hulle besef wie hulle is sondaars, gewone mense, en dat hulle die Heilige Gees nodig het, en hulle besef dat God oral teenwoordig is, het hulle die brandende begeerte van die Heilige Gees beleef om uit te gaan en vir almal te gaan vertel. En daai dag 3000 mense tot bekering gekom, en in die tyd daarna honderde duisende. Hulle beweeg weg van 'n vyandigheid na die wêreld toe, na binnekant kyk, na 'n gaan na die wêreld en na 'n vriendskap met die wêreld toe. Hulle beweeg weg van deure wat gesluit is, en hulle maak hulle deure oop vir gasvryheid. Hulle nooi almal, hulle sê kom wees deel hiervan. Hulle beweeg weg van 'n krampagtige vashou aan die verlede, krampagtige vashou van die verlede. Jesus is weg, wat gaan ons nou doen? Na 'n lewe waar hulle nou hier leef, om God se teenwoordigheid nou hier te beleef, en hulle sien 'n toekoms. Dit is wat herlewing en die Heilige Gees in ons lewe aan ons doen. Die Heilige Gees vat nie menslike gebrokenheid weg nie. Die Heilige Gees verander dit in iets wat hy kan gebruik om die wêreld na Jesus toe te trek. Want onthou, een van die groot werke van die Heilige Gees, sê Johannes 16 vers 8 vir ons is, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. En dan staan ook in Johannes 16, dat die Heilige Gees sal Jesus verheerlik. So daar waar die Heilige Gees teenwoordig is, raak ons bewus van ons sonde, ons raak bewus van God se teenwoordigheid, Vader, Seun en Heilige Gees, en ons word gedring om in die wêreld in te gaan. Mag ons by hierdie gemeente bewus wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Mag ons bewus wees van ons sonde en dit voor God bely, en mag God ons dring om uit te gaan in hierdie wêreld in, en mag ons nooit laer trek en na binne kyk nie. Ek is die week by 'n tannie in die hospitaal. Sy is deur 'n groot operasie, en ek vra vir haar, tannie, waarvoor kan ek vir jou bid? En sy verras my, maar ek het na die tyd gedink, dit moet my eintlik nie verras nie. Sy sê, Henry, bid asseblief vir my vir die nabyheid aan God. Bid vir my dat ek nader sal kom na God toe. En ons gesels toe en ons besef toe dat daar in haar swaar kry, het sy die Heilige Gees beleef. En sy het beleef dat sy 'n sondaar is. En sy het hierdie brandende begeerte om nader na God toe te kom. En sy wil dit vir almal gaan vertel. Sy is bewus van haar gebrokenheid en die teenwoordigheid van God. Ons het iemand in ons gemeente wat in 'n ongeluk was en wat die gebruik van sy bene op 'n stadium verloor het, maar hy kan nou weer loop met krikke.
En sy verhaal is presies dieselfde. Sy verhaal is dat God hom gewys het op sy sonde, dat hy sy lewe hertoegewy het aan God, dat hy God se teenwoordigheid oral beleef, en nou wil hy sy storie oral en aan almal gaan vertel, nie oor hom nie, maar oor Jesus. So die Pinkstergebeure, die uitstorting van die Heilige Gees, het 2000 jaar terug gebeur. Dit gebeur vandag nog. Dieselfde ding wat 2000 jaar terug gebeur het, gebeur vandag nog. Dat die Heilige Gees woon in ons, maak ons bewus van ons sonde, wys vir ons die teenwoordigheid van God, en stuur ons in die wêreld in, om Jesus se hande en voete te gaan wees. Amen.